Kennis zal staan alsjeblieft.
smile when someone says your name. Keep my words steady in my hands. And out of nowhere something shifts. A song, a sound, the light, the rain. And all the ground I thought was solid starts to feel unsteady again. Just when I think I can carry, just when I think I've found my place, something small can bring it back like it never left. I was doing okay this morning, I was holding steady somehow. Then your memory crossed my mind and I could not breathe anymore. That is the hardest part of losing. It never fully goes away. You just learn to live between it when it comes in waves. I have learned to keep on going, even on the days it cuts that deep. I have learned that missing someone can still find you when you thought you'd sleep. People think the hurt gets smaller, like time just takes it clean away. But some things settle in your chest and visit when they want to stay. Just when I think I can carry, just when I think I've found my place, something small can bring it back like it never left. I was doing okay this morning, I was holding steady somehow. Then your memory crossed my mind and I could not breathe like before. That is the hardest part of losing. It never fully goes away. You just learn to live between it when it comes in waves. And maybe that's what love leaves you, a heart that never beats the same. Not always broken, not always bleeding, but never untouched by the pain. And maybe healing is not forgetting, maybe it is learning to stay through all the moments that feel lighter and all the ones that fall like rain. I was doing okay this morning, I was holding steady somehow. Then your memory crossed my mind and I could not breathe like before. That is the hardest part of losing. It never fully goes away. You just learn to live between it when it comes in waves. When it comes in waves. I just try to breathe. When it comes in waves. Hartlik goeiemiddag aan elkeen van julle wat hier is vandag. My enige simpatie aan julle as familie en vriende met Magda se heen gaan. En ek dink baie keer as jy so by die dood kom, lê dit geweldige vrae in ou se hart. Here, hoekom so jong? Hoekom nou? Sy was daar vir so baie mense, sy was 'n maalfiguur vir baie, sy was geliefd deur baie. Sy was een wat baie vis gevang het en ek spot dan en sê, sy het eintlik die voorgesê, van die blomme weg en bring die visstokke. En daar's soveel dinge wat ek en jy kan onthou van hom. En daar's soveel herinneringe wat voortleef in ons harte. Die realiteit is vandag dat jy is hier want sy het 'n impak in jou lewe gemaak. En jy's hier want daar's 'n leemte wat van daai dag wat sy oorlede is, weg is. En dis 'n leemte wat deur niks of niemand vervul kan word of volgemaak kan word nie. En dis bitter seer en dis 'n bitter moeilike plek om te wees. En daarom bid ek juis vandag dat die Here vir julle as familie gaan bystaan. Dat julle as familie gaan en vriende gaan kom vertroos en dat julle ook net die vrede van die Here sal kan kry in hierdie tyd. Ek weet daar's nie antwoorde, ek weet daar's niks wat ek kan sê om julle beter te laat voel nie. En die groot realiteit is julle het mekaar nodig in hierdie tyd. So asseblief baie keer so mense na my toe kom en sê, "Doen nie Daniel, weet jy wat, as die diens net verby is, kan ons weer aangaan met ons lewe." It's not true. Hierna moet julle begin leef en verlang
en is Magda se stem weg. En dan dink jy aan, kom ons gaan vang vis, en haar plek is leeg, en is nie meer daar nie. En dis wat dit so moeilik maak. En dis wat vir my en jou een van die grootste uitdagings is, om voor te kan leef sonder Magda. En daarom bid ek dat die Here vir julle sal seën, en vir julle sal kom versterk. So kom ons begin hierdie diens deur net 'n woord saam te bid vanmiddag. Here, ons is vanmiddag hier en ons harte is stikkend. Here, as ons dink aan die dood, dan besef ons dis 'n realiteit en Here, ons het nou dag weer hier gewees, ook met 'n vriendin wat oorlede was. En hier sit ons nou met Magda. Min het ons geweet, Here, dat so kort, so min tyd gaan dit wees dat Magda nog by ons is. Nie een van ons het verwag dat sy gaan sterf nie, nie een van ons was gereed daarvoor gewees nie. Maar Here, U woord leef ons in Prediker en sê, daar's 'n tyd om te lewe, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te huil, 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe. So het elke ding in hierdie wêreld 'n tyd. Al verstaan ons nie die tyd nie, al weet ons nie hoekom dit nou moes gebeur het. Kom bid ons en vra Here, dat U elkeen sal kom vertroos en sal kom bystaan en sal krag kom gee in hierdie moeilike tyd. Ons weet, Here, dat U is die een wat kan vertroos. U is die een en die enigste een wat daai leemte kan volmaak. En daarom bid ons en vra, kom bring genesing in hierdie oomblik, in hierdie seer vir hierdie familie, in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat julle saam met my net na hierdie volgende skyfie vertoning sal kyk. Magda maker, spesiale mens, wat luister, wat die kinders wens. Sy is al lang 'n deel van ons familie. Sy help graag sonder onheilig. Sy lyk van visvat en lekker laag. Hardertjies is lekker saak, ons hou van harmonie. Sy maak hele kamer lichterie. Magda maker, spesiale mens. Magda maker, spesiale mens. Ons almal sing haar naam. Sy maak ons harte warm en saam. Ons almal kan nie verander slaap. Sy bring daai smaak, sy bring daai lach. Sy kan so smile en alles voel weer. Okay. As die dag swaar en stil raak, sy gee net een blik en ding maak. Meer lig, meer hoop, meer kleur. Magda, jy by ons fynste geur. Magda maker, spesiale mens. Magda maker, spesiale mens. Ons almal sing haar naam. Sy maak ons harte warm en saam. Magda maker, spesiale mens. Wat luister, wat die kinders wens. Sy is al lang 'n deel van ons familie. Sy help graag sonder
Ryk van visvang en lekker lag. Harde kies is lekker saak. Ons hou van harmonie. Sy maak die hele kamer lichterie. Magte, spesiale mens. Ek wil julle graag vat vanoggend of vanmiddag geskies na Psalm 121 toe. En hierdie was een van die gedeeltes wat vir Magda baie spesiaal was. Dis gedeelte wat sy baie lief was voor in die Bybel. En dis iets wat haar ook gedra het. En vandag as jy dalk ietsie uit kan vat, is dit dalk om te kan sê, Here, ek weet dat U gaan dra. Want as ons kyk na die realiteit, elke keer as ek en jy by die dood kom, elke keer as ek en jy by hierdie tipe seer in ons lewe kom, dan is dit vir jou soos 'n berg wat voor jou staan. En hierdie is 'n berg wat vir jou dalk vandag voel, Here, ek weet hoe ek oor hom kom, ek weet hoe ek deur hom kom, ek weet hoe ek onder deur hom kom, Here, hierdie berg is net alle kante net te groot, en ek slaan my oë op en al wat ek sien is hierdie geweldige berg van Magda wat weg is. En dis die realiteit van die lewe. Elkeen van ons gaan deur seer, ons gaan deur pyn. In Johannes 16 vers 33 skryf die Here dit vir ons baie duidelik, en hy sê vir ons, dat julle gaan tweespoed en verdrukking in die wêreld hê, maar hou goeie moed uit, reeds die wêreld gaan oorwin. In Psalm 90 sê hy ook vir ons, dat die meerderheid van ons lewe is teespoed en teenkante. En as ek hierna gaan kyk, dan besef ons die realiteit, dat die lewe is vol seer, die lewe is vol mense wat ek en jy aan die dood gaan afstaan. Hierdie is nie die eerste keer wat ek en jy by geliefde se liggaam of se kus kom staan nie. Dis nie die eerste keer wat ons iemand na ons aan die dood af kom staan nie. Dis die realiteit van die lewe. Maar die groot realiteit, jy is hier want Magda was vir jou kosbaar. Magda het in jou lewe 'n rol gespeel. Magda was deel van jou wese en van jou lewe. En sy is 'n vriendin en sy is iemand wat jy na kan opkyk en sy was 'n ma vir baie. Kinders het veilig gevoel by haar. Kinders kon na toe gaan met haar gaan praat het en in baie opsigte sit jy vandag hier en sê, Here, ek weet nie hoe ek okay gaan wees met die afsterwe van Magda nie. En dit is okay om so te voel. Dis okay om te sê, Here, ek verstaan nie, Here, hoekom kon sy nie haar lewe voluit nog geniet het nie? Hoekom is sy op so 'n jong ouderdom weg? En daar's soveel vrae en soveel dinge wat ek en jy geen antwoord, geen duidelikheid oor kan kry nie. Maar die realiteit is, jy kyk vas in hierdie berg en jy hou uit en sê vandag, soos wat hierdie Psalm sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En hierdie berg het ongelukkig vandag 'n naam. Hierdie berg is Magda. Magda is weg. Haar dood is 'n enorme berg wat voor jou vandag staan. En jy roep uit en sê, Here, hou met my. Here, vat my by die hand. Here, kom lei my. Kom help my om oor hierdie berg te kom, want ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. En as jy na vers 2 gaan kyk, dan is daar 'n besonderse antwoord wat hy vir jou gee. Die Here sê, my hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Met ander woorde, daar's een wat jou kan vertroos, daar's een wat jou kan bystaan, daar's een wat vir jou kan sê, dis okay my kind, en dis die Here Jesus Christus, en dis wat so belangrik is, dat ek en jy vandag sê, Magda is weg, maar daar's een wat jou kan vertroos, daar's een wat jou aan die hand kan vat, daar's een wat jou kan lei, daar's een wat jou kan help om sterker te voel, en dit is Jesus Christus. Dis hoekom ek en jy onnodig het in ons lewe. As ek en jy nie leef met Jesus naby aan ons nie, sal ek en jy nooit die dood van 'n geliefde kan verwerk nie. Dan sal 'n familie kuier, 'n familie visvang, 'n tyd saam nooit weer dieselfde wees nie, want Magda is nie daar nie. En niemand kan Magda se skoene volstaan nie. Ja, mens kan weer liefde vind, ja, mens kan weer aangaan met jou se lewe, maar daar was net een Magda. En dis die groot realiteit. Geen persoon met dieselfde naam of dieselfde van kan Magda Olivier se plek vat nie. En dis die realiteit. En ek en jy moet dit besef. Maar daar's een verlosser, daar's een saligmaker, daar's een wat ons kom help. En hierdie een maak 'n besonderse belofte vir jou en my. En ek en jy kan dalk luister hier na klomp leuns. En ons kan luister na die vyand wat vir jou en my kom sê, ons is nie okay nie en ons is seer en ons lewe het half tot 'n einde gekom omdat Magda weg is. Of ek en jy kan opstaan en sê, ek weet die Here is my verlosser. Ek weet die Here is die wat my hoop gee. Ek weet die Here is die wat my by die hand vat en my lei. En as jy kyk in vers 3, skryf Dawid vir ons iets besonders. Hy sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Jy sien, as ek en jy moet wag staan by 'n plek, gaan jy moeg word.
Ek en jy, al is ons jonk, al is ons sterk, al is ons wat ook al, ons word moeg, ons word mat, ons word klaar en ons energie word klaar. Mense, Here hier is 'n verlosser wat beloof en sê, hy sal jou bewaar en hierdie bewaarder slymer nie, hy slaap nie, hy word nie moeg nie. Is dit nie amazing om te dink nie? Daar's een wat jou laat beter voel, daar's een wat jou omhels, daar's een wat vir jou krag gee om die dood van 'n geliefde te verwerk. Vers 4. Die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. En is dit nie eintlik amazing nie? Het jy al ooit probeer om weg te hardloop vir jou eie skaduwee? Dit is onmoontlik. Maak nie saak wat jy doen nie. Jou skaduwee is altyd by jou. Of dit donker is of nie, daar is 'n skaduwee wat altyd by jou is. En as jy daai skaduwee sien, is dit jou verlosser, is dit jou saligmaker, is dit die Here wat jou kom vertrou is en jou kom bystaan en vir jou sê, my kind is okay. My kind, ek is by jou. My kind, ek verstaan die seer wat jy deurgaan. Ek en jy kan dink dat dit onmoontlik is om op te staan. Ek en jy kan dink dit is onmoontlik om vorentoe te gaan in die lewe. Maar die Here kom skryf vir ons in sy woord op soveel plekke, op soveel maniere, dat hy jou vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. Baie keer kyk mense na ons as kinders van God en dan sal hulle sê, weet jy wat, ek weet nie om okay te wees nie, ek weet nie om vorentoe te gaan nie, maar dan kom hulle en dan sien hulle net, maar hoe is dit moontlik dat jy wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, nog okay is? Hoe kan jy glimlag? Hoe doen ons dit? Met God die Vader, met die liefde, met sy teenwoordigheid in ons lewe. Die son sal die bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Ek sê by die viswater sit, is dit die een ding wat jy van verseker is. Jy gaan gebrand word deur die son. Jy gaan koud kry in die aand. Maar hier kom die Here en hy sê vir jou, dat hy is so naby aan jou, dat hy jou sal beskik, dat selfs daai son jou nie bedag sal steek nie, en selfs die maan jou nie sal seermaak nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. En eintlik as jy gaan kyk na die woordjie bewaar, is dit eintlik ook om jou vol te maak, eintlik om jou heel te maak. En as jy eintlik na gaan kyk en ek het vir jou so beskryf vandag, die oomblik toe Magda asem uitgeblaas het, is daar vakuum binne in jou, 'n leemte wat veroorsaak is deur haar dood, want sy's weg, sy's nie meer daar nie. En jy sit met daai vakuum en jy kan hom probeer volmaak met alles wat in hierdie wêreld is. En niks gaan daai vakuum kan volmaak nie, behalwe God se teenwoordigheid. Dis hoekom ek en jy moet uitroep en kan sê, Here, ek het U nodig, want U sal my seën, U sal my versterk, U sal my dra, U sal vir my krag gee. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Jy's nie alleen nie. Baie keer sal ek en jy sê, weet jy wat, ons is alleen en ons is stikkend en ons is gebroken en ons sal nooit okay wees, maar die Here kom met hierdie besonderse belofte, wat hy gereeld vir jou kom sê, om te sê, jy sal okay wees, ek sal jou help, ek sal by jou wees, jy's nie alleen nie, ek stap die paadjie by jou, hy sal jou vertrou, hy sal jou versterk, hy sal jou beskerm, wat wil ons nog meer hê? Hy sal jou behoed en bewaar. Ek wil graag vir julle Psalm 119 bysit, en die rede daarvoor is, in Engels is daar eintlik 'n term wat hulle gebruik, maar dit is nie 'n baie mooi beskrywende woordjie nie, want in Engels sê hulle net blessed. En blessed beteken so baie. Maar in Afrikaans gebruik hulle die woordjie Psalm 119 twee keer wat sê wel geluksalig. En dit beteken eintlik jy's 3 maal gelukkig. Jy's wel, jy's gelukkig en jy is salig. Dis die beste, die grootste beskrywing van vreugde wat jy ooit in jou lewe kan kry. Ek en jy sal bly wees, as Magda hier sal klop aan die kus en sê ek is alright. Party gaan hulle dalk doodskrik. Maar die realiteit is, as sy sal inkom, sal jy bly wees. Jy sal gelukkig wees, nie waar nie? Maar God kom en hy kom gee vir jou nog 'n groter blydskap, nog 'n groter vreugde, 'n seën wat jy so kan geniet by hom, en dit is hoekom ek en jy hom nodig het in ons lewe. Wel geluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Wat is die wet van die Here? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As Magda nie tog 'n voorbeeld van hoe om mense lief te hê nie? Sy het altyd liefde uitgestraal, altyd liefde gegee vir ander,
En ek en jy kan vandag hier sit om te sê, jy het God se liefde nodig om liefde met ander te deel. En hier kom die Here met hierdie groot beskrywing en sê, jy sal wel wees, jy sal gelukkig wees, jy sal salig wees as jy wat doen? In liefde wandel. Nommer 2. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Die Here kom nie net en sê, jy moet gelukkig wees. Hy sê, jy sal 3 maal gelukkig wees, as jy die getuienis van die Here dra. Met ander woorde, as jy eintlik 'n lopende megafoon word, en vir almal kan uitskree van hoe goed is God, hoe amazing is God, en wat sy liefde het God in sy lewe vir jou kom openbaar. En dis wat dit eintlik vir my en jou soveel vreugde kom gee, want Magda sal nie wil hê ek en jy moet in die as gaan sit nie, sy sal wil hê ons moet leef, en sy sal vir jou sê, kom aan, kom leef, gaan vang vis, gaan voort, moenie net my dood vir jou klaarmaak nie, moenie jou lewe op 'n hol sit nie, leef voluit. En al wat jy dit kan doen is, begin God soek. Matteus 6:33 sê dit ook so mooi, hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Vrede sal vir jou gegee word as jy God soek. Hier kom hy met die belofte ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Jy sal geluksalig wees, jy sal vreugde, jy sal blydskap wees, as jy doen wat die Here vir jou en my sê, en leef volgens sy woord. Jy het bevele gegee om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas, om insettinge te onderhou. Dan sal ek nie beskaamd staan, as ek op al die gebooie let nie. Ek sal U loof in opregtheid van hart, as ek U regverdige verordeninge leer. Ek sal U insettinge onderhou, verlaat my nie geheel nie. En dis juist waar ek en jy vandag sit. Ek en jy sit op 'n plek by die dood van 'n geliefde, wat ons sê, Here, my hart is stikkend, ek is alleen, ek is eensaam. Here, hier is 'n leemte, hier is 'n gebrokenheid, en Here, ek wil net weer 'n kommitment maak, en net sê, hier is ek, Here, want ek kan nie die pad alleen stap nie. En dan gaan ek vir jou sê, as jy daai keuse maak, om te sê, Here, ek stap die pad van die lewe saam met U, wat gebeur? 'n Las van jou skouers word afgehaal. 'n Ding wat die vyand vir jou maak, laat voel asof dit is, dat ek nooit kan voortgaan, en kom die Here en sê vir jou, gee daai las vir my, ek sal dit vir jou dra. En die Here kom en hy kom tel jou op en sê vir jou, jy sal okay wees, ek sal jou lei, ek sal jou vertroos, ek sal saam met jou wees. So vandag as jy iets hier uitvat, dan moet jy besef, jy kan nie leef sonder die Here nie. Jy kan slegs gelukkig, geseënd en in oorvloed, in vreugde leef, as jy sê, Here, ek stap die pad saam met U. En daarom is dit so belangrik, dat jy 'n keuse maak, en sê, Here, maak nie saak wat nie, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, ek stap saam met U, en jy sal geseënd wees. Hoe gaan jy die berg weggaan? Met Jesus aan jou sy. Gaan dit maklik wees? Nee. Gaan dit môre net ewe skielik okay wees? Nee. Gaan dit alright wees by die volgende verjaarsdag, by die volgende Kersfees? Daar gaan trane gestort word. Daar gaan gehuil word, daar gaan verlange wees, daar gaan 'n seer wees. Maar daar's 'n vreugde en 'n blydskap wat jy kan kry te midde van die seer by Jesus Christus. Stap saam met hom. Stap saam met hom. Kom ek bid vir ons. Ag Here, ons harte is stikkend. Ons harte is gebroken, want ons dink aan die dood en ons besef, Here, die dood is 'n werklikheid. En dis iets wat ons elkeen verseker van is, wat hier sit. Elke persoon wat asemhaal, ons self gaan eendag ons asem uitblaas. Ons gaan hoeveel mense sien, of ervaar, of beleef hoe hulle asems uitblaas, en hoe hulle die ewigheid ingaan. En Here, ons bid vir elkeen wat agterbly, dat elkeen kies om te sê, ek kies om die Here te dien, ek kies om 'n paadjie saam met hom te stap. Here, want sonder U gaan ons nooit in vreugde kan wees. Sonder U gaan ons nooit okay wees. Sonder U sal ons altyd gebroken wees. Maar ons weet dat U vir ons genesing bring, hoop bring, vreugde bring, te midde van alles wat nie sin maak nie. Al gaan ons verstand te bowe, Here, bring U vir ons vrede, bring U vir ons blydskap. En daarom bid ons en vra dat U elkeen wat hier is, sal vertroos, sal versterk, sal omvou met U liefde. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat julle saam met my net na hierdie volgende lied sal luister.
picture on the dash, talking to it like you answer back. Just it feels like you're just away. Not forever, not this way. Phone still holds your last goodbye. Can't bring myself to wonder why. Every place we used to go now just echoes what I know. Time moves on, but it feels so wrong. Heaven took you out. I wasn't ready. Still got your voice running through my head. So many things I didn't say. Thought we had another day. Now I'm left here asking why. While you're somewhere in the sky. I still hear you in my laugh. Still see you in every past. Little things don't feel the same since the day you slipped away. People say you're in a better place, but I traded it just to see your face. I'm trying hard to understand God's timing in His hands, holding on. Though you're gone, heaven took you out, and that's the truth. Let the heart can't move through. Every night I say your name, hoping somehow it's the same. I know I see you down the line, but it don't ease this heart of mine. Maybe love don't end like this. Maybe it just changes distance. Heaven took you early, but not your light. I still feel you every night. In the memories, in the pain, in the sunshine, in the rain. Till the day I see you again, I'll carry you to the end. Ek gaan vir Mieke vra om vir my net gaan na vore te kom. Sy wil graag die begrafnisbriefies vir ons voorlees en die paar briefies wat jy is ook voorlees. Aan almal wat my liefhet. Ek weet dat julle my liefhet. Ek het julle ook lief. Julle mag my miskien nie meer sien nie, maar ek lewe nog steeds in julle harte en in julle gedagtes en in julle laggies. Jy moet asseblief nie ophou sonder my lag nie. Ek wil hê julle moet gelukkig wees. Moenie ophou van my praat nie. Moenie ophou aan my dink nie. Ek wil hê julle moet weet, ek is gelukkig. Ek het geen meer pyn nie, geen meer trane. Oeps, sorry, ek bedoel trane. Waar ek is net vrede. Eendag sal ons weer ontmoet. Tot dan, weet net, ek is met julle in julle harte. Aan Magda, dankie dat Magda daar was vir ons. Dankie vir die ondersteuning langs die spoorvelde. Dankie dat Magda altyd ja gesê het as mamma en papa nee sê. Dankie dat Magda altyd van my gelag het, veral toe Magda se tand op my wiskunde deur by een boek geval het. Ek gaan Magda nooit vergeet. Van Magda, dankie vir die goeie jobbie wat Magda altyd vir my was. Dankie vir die druppels in die bottel wat ons skelm geëet het as ons geheim tot laat speel. Dankie Magda, dankie dat Magda altyd my kant gevat het. Al was ek altyd die een wat verkeerd was. Wie gaan ek nou aan 'n ander tafel en saam my lag oor my ankergrappies? Ek wil net. En wie gaan vir my sê ek is 'n dom boks? Daar was nooit 'n slegte tyd van Magda nie.
Ek gaan jou mis, Jopie, van Matthew. Vandag neem ons so swaar afskeid van iemand wat baie spesiaal vir ons was. Dit is moeilik om in woorde te beskryf hoe groot die verlies voel, maar ons is dankbaar vir elke herinnering, elke lag en elke oomblik wat ons van kon deel. Dankie vir al die liefde, omgee en ondersteuning wat jy vir ons gegee het. Jou vriendelikheid en warmte het soveel mense se lewens aangeraak. En jou teenwoordigheid sal diep gemis word. Jy het altyd 'n manier gehad om mense welkom en geliefd te maak voel. Al is jy nie meer fisies by ons nie, sal jou herinneringe altyd in ons harte voortbly. Ons sal die mooi tye saam onthou en die liefde wat jy vir ons gegee het, vir altyd saam met ons dra. Rustig Magda, jy sal altyd geliefd wees, altyd onthou word en nooit uit ons harte verdwyn nie. Van Hector en Dushka. Baie dankie. Het is nooit maklik om hier voor te staan en sê, ek kom my hoed af, jy het goed gedoen. Baie mooi. Parys het my gevra om die volgende briefie net namens haar te lees en ek deel dit graag met julle. Aan my liefste Magda, daar is nie woorde om te beskryf hoeveel jy vir my beteken het nie. Ek wens ons kon nog saam gaan visvang. Dankie aan al jou liefde en omgee. Gaan ons rondom of random chats mis. Gaan mis hoe jy altyd die laat lag. Ek het jou ontsettend baie lief. Dankie dat jy deel was van ons familie met baie liefde. Tracy. As ek reg is, wil ek net gehoor, ek nie vir ons net die bedankings kom doen. Namens Magda se familie wil ons vandag ons opregte dank en waardering uitspreek aan elke persoon wat ons gedurende hierdie moeilike tyd ondersteun het. Die verlies van iemand wat so 'n spesiale plek in ons harte laat 'n leemte wat nooit opvul kan word nie. Tog het die liefde en omgee wat ons ontvang het vir ons krag en troos gegee. 'n Spesiale woord van dank aan Donis Daniel vir die sielsvolle diens, die gebruik van die kerk, saal en die dames wat ons gaan bedien, en ook aan almal wat in talle take agter die skerms verrig het. Purple Rain, baie dankie Teresa vir die professionele en waardige hantering van Magda. Aan elke persoon wat vandag hier teenwoordig is om Magda se lewe te vier en haar nagedagtenis te eer. Dankie dat julle die tyd geneem het om van haar afskeid te neem. Dit getuig van die liefde wat soveel mense vir haar gehad het. Amen. Dankie vir die slideshow en liedjie wat jy spesiaal vir Magda geskryf het. Mag God elkeen van julle seën vir die liefde en ondersteuning wat julle aan ons bewys het. Sal dit altyd waardeer. Baie dankie. Mag Magda se nagedagtenis vir altyd voorleef in die harte van almal wat haar liefgehad het. Baie dankie. Ek wil tog vra, is daar enigiemand wat graag ietsie sou wil sê, of ietsie wou deel, dalk hulpblyk wou doen rondom Magda, wat sy vir jou beteken het, dalk sy iets wat jy altyd sal onthou, grappie wat sy altyd gesê het, sêding wat sy dalk gehad het, enigiemand dalk vrymoedigheid om iets te sê vandag. Ek weet dit is nie maklik nie, maar ek wil graag vir jou geleentheid gee, as daar enigiemand is. Amper 11 jaar terug het ek in die kerk gestaan. En daar het ons gesit en ek het by die dokter gegaan. Maar vandag weet ek dit is my eie nie. Want ek weet op ek gepost is my eie. En Magda, ek kan jou mis. Maar weet jy wat? Dis laag. Ek sê, die Jesus het sy hande vol met jou. Oupa, jy moet net nie daarvoor die hemel. Hey Magda, ons gaan jou mis. Baie dankie. Nog enigiemand? Doe het.
vir ons 'n liedjie speel, die liedjie se naam is Laaste Groet, en daarna gaan ek vir ons die draers aankondig wat ons sal uitdra. So kom ons luister net gou saam na hierdie woorde. Hoe verduidelik 'n mens die lewe? En hoe hanteer 'n mens die smart? Hoe vertel ek jou geliefdes? Jy moet ons skielik verlaat. Vandag maak niks meer vir ons sin nie. En hierdie lees wou ons nie hoor. Maar ek weet jy is op jou vlucht op. Saam met engele bekoor. Die Vader lei toch jou verlosser. Jy is in sy arms toegevou. Dis vir altyd en vir ewig. Hy sal jou veilig hou. Jy was net vir ons vreugde. Jou glimlach sal ons so onthou. Maar daar waar jy van hier af heen gaan, is die huis vir my en jou. Die Vader bly toch jou verlosser. Jy is in sy arms toegevou. Dis vir altyd en vir ewig. Hy sal jou veilig hou. Laat my jou speel die son so helder. Die blomme altyd kleurvol mooi. Daar's geen pyn en daar's geen lyding. Jou lewe hier is nog vol joy. Die Vader lei toch jou verlosser. Jy is in sy arms toegevou. Dis vir altyd en vir ewig. Hy sal jou veilig hou. Yes, seker. Veilig hou. Hy sal jou Ek wil net graag die volgende reëling met julle tref. Ek gaan vra soos ek hierdie lied speel, die draers gaan ek aanroep, die draers gaan vir my agterbly met die naaste familie. Dan gaan ek vra dat al die familie vir my uitbeweeg en van hierdie deur af aan die buitekant net 'n erewag maak tot by die lijkswaal, as jy dit vir my asseblief sal doen. So die draers wat vir ons gaan uitdra is François Prins, Kayla Prins, Abigail Prins, Nico Hand en Renza Creer. As jy dit net vir my sal staan hier voor asseblief. En dan gaan ons vra dat al die familie vir ons, direkte familie agterbly, en dan gaan ons geleentheid gee vir die res vir ons om uit te beweeg, en dan sal ons die laaste verrigtinge en eerbetoning by die lijkswaal doen. Baie dankie.
just be pretending if I said anything else. I know God don't make mistakes, but this sure feels like one. That won't change the facts, that won't bring you back. So I'll cry 'cause it's over, smile because we had you, act a whole lot of living even though it ended all too soon. And in time I'll start healing, but even when I get that feeling, no matter where I go or what I do, I'll never not remember you. Thank God for all the memories, pictures on my phone. They don't fill me empty, but I feel less alone. And I know you're with the angels, right where you belong. 'Cause you were born to us, you left a legacy of love. So I'll cry 'cause it's over, smile because we had you, act a whole lot of living even though it ended all too soon. And in time I'll start healing, but even when I get that feeling, no matter where I go or what I do, I'll never not remember you. You lighten up the whole world like that. You made us think, made us feel, made us all laugh. You're always giving that shirt off your back. I miss you bad, I miss you bad. So I'll cry 'cause it's over, smile because we had you, act a whole lot of living even though it ended all too soon. And in time